Ek hou aan die voor vir Konrad, Jesaja 43 vers 20b. Dankie Konrad. Dankie voorsitter. My onderwerp vanmiddag is Jesaja 43 vers 20, tweede gedeelte. Want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene te laat drink. Ek lees die hele hoofstuk om meer perspektief te gee, en om van Vaders almag te getuig. Jesaja 43 vers 1. Maar nou, so sê Jahwe, jou skepper, o Jakob en jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, en ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is Jahwe jou Elohim, die heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egypte gegee as losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe. Ons verlosser het ook die folterpaal en marteling deurgegaan, om ons los te koop van die sondeskuld, soos ek dink om Tini ook voorheen genoem het, hy is ons losser. Ons verdien groter straf vir ons sondes, wat hy bedek deur sy liefde. Vers 5, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring, en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde, gee, en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af. En elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. Hier sien ons weer eens hoe die verstrooide 12 stamme versamel word, om as een volk die bruid van ons koning saam te kom. Vers 8. Bring uit die volk wat blind is, en tog oë het, en die dowes wat ore het. Al die nasies het saam vergader, en die volke is versamel. Wie onder hulle kan sulke dinge verkondig? En laat hulle ons die vorige dinge bekend maak. Laat hulle hul getuies bring, dat hulle nie gelyk gestel kan word, en laat hulle hoor en sê, dit is die waarheid. Julle is my getuies, spreek Jahwe, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo, en insien dat het ek is. Voor my is geen Elohim geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is Jahwe, en daar is geen heiland buiten my nie. Ek het verkondig en verlos en het laat hoor, en daar was geen ander Elohim onder julle nie. En julle is my getuies, spreek Jahwe, en ek is Elohim. Ook van vandag af is dit ek, en niemand red uit my hand nie. Ek werk, en wie kan het keer? So sê Jahwe jou losser, die heilige van Israel. Om julle ontwil het ek na Babel gestuur, en ek sal hulle allemaal as vlugtelinge laat afdwaal, naamlik die Galdeers en die skepe waarop hulle gejuig het. Ek is Jahwe, julle heilige, die skepper van Israel, julle koning. So sê Jahwe wat in die see 'n weg en in die sterk water se pad gemaak het, wat waans en perde, leermag en held laat uittrek het, tesame lê hulle sal nie opstaan nie, hulle is uitgeblus, soos die lampet uitgedoof. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets niets maak, nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Hy bou dus vir ons 'n weg, sodat ons nie sal struikel in hierdie wildernis nie. Johannes 14 vers 6 sê hy, Joshua antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In Jesaja 51 vers 3 sê hy, staan daar, want Jahwe se troos Sion, vertroos Sion,
Hy vertroos al sy pynhope en maak sy woestyn soos Eden, en sy wildernis soos Eden, en sy wildernis soos die tuin van Jahwe. Vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. Gaan voort met Jesaja 43 vers 20. Die wilde diere van die veld sal my eer, en jakkals en die volstruise, want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis van my volk, my uitverkore te laat drink. Toe daar geen reën of dou was in Elia se tyd nie, het Vader die kraaie gestuur om vir Elia brood en vleis elke oggend en aand te bring, en hom te laat water drink uit die spruit, sodat hy kon lewe. Daarna gaan hy deur Jahwe se bevel na 'n weduwee wat hom sal onderhou. Maar sy het net genoeg meel en olie gehad vir 'n klein stukkie brood vir haar en haar seun. Elia sê toe vir haar in 1 Konings 17 vers 14, so sê Jahwe, die Elohim van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat Jahwe reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin, dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik het nie minder geword nie, volgens die woord van Jahwe wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Die 12 stamme is ook 'n weduwee, of ten minste die 10, want op bruidegom het gesterf op die folterpaal, maar hy leef en berei ons voor vir die bruilof, en Vader sal weer 'n wonderwerk bring, sodat die weduwee se olie nie meer en meel nie opraak, wanneer daar pes, oorlog, hongersnood en siektes oor die wêreld heen is nie. Toe die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn rondgetrek het, was hulle deur die wolk en vuurkolom gelei en beskerm. En daar was vir hom manna en kwartels gegee as voedsel. So ook het daar water uit die klip gevloei, wat Moses met sy staf geslaan het. Daar was egter wederstrewiges onder die volk, wat eerder wou terugkeer na die vleispotte van Egipte, en ook nie die reuse van Kanaan wou aanvat nie, as gevolg van hul ongelowigheid. Daar sal egter 'n smeltkroes en sifting wees, voor Vader ons weer vrymaak, en ons koning soos die wolk en vuurkolom onder ons kom woon, soos Jefanja van spreek, sodat dit 'n volk is wat hom eenparig sal dien, en hy ons koning sal wees. Jefanja 3 vers 9. Want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van Jahwe sal aanroep, en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Oor kan die riviere van kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente my offerande bring. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade, waarmee jy teen my oortree het nie. For dan sal ek uit jou midde wegruim, die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En ek sal tussenin jou laat oorbly, 'n elendige en geringe volk, wat by my naam Jahwe skuiling soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie. Eksodus 13 vers 21 sê, en Jahwe het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n vuurkolom, 'n wolkkolom, en op hulle pad om die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. Nehemia 9 vers 1. En die see het u voor hulle geklowe, sodat hulle op droë grond dwars deur die see getrek het. Maar hulle vervolgers het u in die kolke gewerp soos 'n klip in sterk waters. En u het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags en met 'n vuurkolom snags, om die pad vir hulle te verlig, waar hulle langs moet trek. En op die berg Sinai het u neergedaal, en met hulle gespreek uit die hemel, en u het aan hulle regte verordeninge en betroubare wette, goeie insettinge en gebooie gegee. En die heilige Sabbat het u aan hulle bekend gemaak, en gebooie en insettinge en 'n wet, deur die diens van die knegt Moses hulle beveel. Wanneer ons in die teokrasie van Jefanja 3 is, gaan hy weer vir ons sy wette, gebooie, insettinge leer, en alle verskille en valsleringe van ons verwyder, sodat ons hom kan dien soos hy dit beveel het van die begin af. Vers 15 van Nehemia 9. En u het hulle brood gegee uit die hemel, vir hulle honger en water,
vir hulle uit die rots laat uitkom vir hulle dors. En u het aan hulle gesê om die land in besit te neem, waaromtrent u hand opgehef het, om dit vir hulle te gee. Maar hulle, naamlik ons vaders, het vermetel gehandel, en hulle nek verhard, en nie na u gebooie geluister nie, soos dit tans ook gaan in die wêreld. Ja, hulle het geweier om te luister, en nie gedink aan die wonders, wat u by hulle gedoen het nie. So het die volk ook vergeet aan die wonders toe, hy ons gered het by Bloedrivier en by Majuba en baie ander plekke. Maar hulle het hul nek verhard en in hul wederstrewigheid 'n hoof aangestel om hulle terug te gaan na hulle slawerny. Maar u is 'n Elohim wat vir ewig genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid is, en u het hulle nie verlaat nie. Selfs toe hulle gegote kalf vir hulle gemaak het. Dit is jou gode wat jou uit Egipte laat optrek het, en hulle groot afskuwelike dinge gedoen het. Het u in 'n groot barmhartigheid hulle tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkklom het nie bedags van hulle gewyk om hulle in die pad te lei nie, en die vuurklom ook nie snags vir hulle die pad verlig waar hulle langs moes trek nie. En die goeie gees het u gegee om hulle te onderrig, en die manna het u nie van hulle mond teruggehou nie, en aan hulle waters gegee vir hulle dors. En 40 jaar lank het u hulle onderhou in die woestyn. Hulle nie gebrek gehad het nie, en hulle klere het nie versluit nie, en hulle voete nie geswel nie. Hierdie brood wat hy aan ons gee is die lewende brood, die waarheid, die kennis, sy lering en alles wat ons vir ewige lewe en gesonde geestelike lewe sal gee. In Johannes 4 vers 10 het ons Messia vir die Samaritaanse vrou gevra vir die water. En hy sê vir haar, as jy die gawe van Elohim geken het, en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. En vers 13, Joshua antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek vir hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot die ewige lewe. So wanneer hy die water gee in die woestyn vir ons, sal ons tot in ewigheid nie weer dors word nie, want dit is lewende water. Hierdie waters wat in Jesaja 43 vers 20 na verwys word, kan ook metafories gesien word as mense. Die verstrooide gemeente waarvan Jakobus 1 vers 1 melding maak, soos in my vorige referaat na verwys word, gaan vaders verstrooide gemeente hier in Suidelike Afrika byeenkom. Die wildernis waarna die vrou geneem word in Openbaring 12 en Die wildernis waarvan genoem word in Openbaring 12, waar die vrou heen gaan en daar veilig gehou word, is die Boererepublieke wat Vader vir ons gegee het. 2 jaar na die koms van Jan van Riebeeck, het sy dankbaarheidsgelofte die stemming en koers van ons volk tot vryheid geraak. Deuteronomium 7 vers 6. Want jy is 'n volk heilig aan Jahwe Elohim. Jou het Jahwe Elohim uitverkies om uit al die volk wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Jahwe het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke, maar omdat Jahwe julle lief gehad het en die eed gehou het wat hy vir julle vaders gesweer het Jahwe julle met 'n sterke hand gelei en jou uit die slawehuis, uit die land van Farao, die koning van Egipte verlos. So gaan hy ons ook uit Babylon uit verlos. Jy moet dan weet dat Jahwe Elohim, die getroue Elohim wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Hy het ons so lief dat hy ons voorouers hierheen laat trek het, sodat ons 'n veilige hawe sal hê in die eindtyd. Ons sien ook die seëninge wat Vader hier beloof in die land wat hy vir sy dienaars gee, die land van melk en honing. Deuteronomium 32 vers 9. Want Jahwe se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Hy het hom gevind in 'n woestynland en in 'n woeste wêreld, vol gehuil van die wildernis. Hy het hom omring, op hom ag gegee, hom bewaak soos sy oogappel. Soos 'n arend sy nes opwek, oor sy kleintjies zweef, sy vlerke uitsprei, hulle opneem, hulle dra op sy vleuels. Jahwe alleen het hom gelei, en daar was geen vreemde god by hulle nie.
Hy het hom laat ry op die hoogtes van die aarde, en hy het die opbrengs van die veld geëet, en hy het hom heuning uit die rots laat suig, en olie uit die klipharde rots, dikmelk van beeste en melk van heuning, die vet van lammers en ramme, stiere van Basan en bokke, met die niervet van koring, die druiwebloed het hy gedrink, skuimende wyn. Dieselfde wonderwerke en voorspoed sal hy vir ons gee in die diokratiese tydperk. Ons sien het weer eens in Josua 4, waar die klippe 'n teken is van 'n belofte of 'n gebeurtenis, net soos hulle die klippe gestapel het by Barokraal. Ons boervolse soeke na Vader en Vader se erns met ons is te sien reg deur die skrif. Die klippe was toe alle getuie en tekens van ons ooreenkoms en beloftes. In Deuteronomium 27 vers 2, in die dag as julle deur die Jordaan gaan, in die land wat Jahwe Elohim jou sal gee, moet jy vir jou groot klippe oprig en dit met kalk bestryk. En jy moet as jy oortrek daarop skrywe al die woorde van hierdie wet, sodat jy kan kom in die land wat Jahwe Elohim jou sal gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning, soos Jahwe Elohim vir jou vaders beloof het. Josua 4 vers 4. Toe het Josua die 12 manne geroep, wat hy die kinders van Israel uit elke stam en man aangestel het. En Josua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van Jahwe julle Elohim, tot binne in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die tal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van Jahwe, by sy deurtog deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. So ook het die manne by Barokraal die klippe op mekaar gepak, sodat dit as teken kan dien van ons gelofte met ons Skepper, en as herinnering aan ons nageslag en ons toewyding aan hierdie ooreenkoms en gelofte. Ongelukkig het baie van dit verlore gegaan en die volk se kennis daarvan het verlore gegaan. Ons moet ook weet dat wanneer ons hierdie teokrasie ingaan, ons koning ook daar met ons sal wees, net soos hy as Jahwe se leerowerste aan Josua verskyn het in Josua 5 vers 13. En terwyl Josua by Jericho was, slaan hy by sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand, en Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van Jahwe, ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond, en buig voor hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van Jahwe vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig, en Josua het so gedoen. En ek dink, soos Michael ook voorheen genoem het, daai plek, daai grondgebied gaan heiligdom wees, want hy gaan al by ons wees. Ek noem hierdie geskiedkundige gebeurtenis, omdat ek die ooreenkomste met ons eie boerevolk se geskiedenis daarin sien. In Josua 6 vers 3 staan daar, julle moet dan om die stad trek, dis nou Jericho, al die krygsmanne, trek die stad eenmaal om, so moet julle doen 6 dae lank, en 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek, en die priesters moet op die horings blaas. Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot kruisgeskreeu aangehef, en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. Josua en sy manskappe moes vir 7 dae om Jericho trek, voor die mure ineengestort het, en Vader hul die oorwinning en die oormag oor die Kanaaniete gegee het. Voor die slag van Bloedrivier het die voortrekkers vir 7 dae lank die gelofte aan Vader afgelê, waarna hy ons die oorwinning oor die oormag gegee het, sonder dat 'n enkele voortrekker gedood is. Dit was 'n wonderwerk deur Vader se beskerming, en sekerlik het hy sy engele gestuur om ons te beskerm, net soos hy sy leerowerste aan Josua laat verskyn het, net voor Josua vir Jericho beleer het. Net soos wat Vader Israeliete deur die woestyn beskerm het, en aan hul die oorwinning gegee het, kos voorsien het, water vir hul dors gegee het, so ook het hy vir ons voorvaders beskerm deur hul ontvlugting uit Europa, deur die groot trek, by Bloedrivier, Majuba en soveel ander veldslagte.
Hy het hulle die oorwinning gegee by al die plekke, sodat ons vandag nog hier is, en binnekort in hierdie wildernis weer onder sy arensvlerke beskerming sal geniet, waters van rus en voorspoed sal geniet, sodat ons volk heilig aan hom kan wees, sodat ons afgesonderd en rein kan wees, soos dit sy bruid betaam. Sefanja 3 vers 15. Jahwe het jou oordele opgehef, jou vyande weggeveeg, die koning van Israel, Jahwe is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal in Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Jahwe Elohim is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Die wat verdroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou, die smaad wat druk op hulle. Wat 'n wonderlike vooruitsig is dit nie, dat ons koning by ons sal wees nie. Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan hom deur hom te kwel 1 el by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hoe hulle arbei en hoe hulle spin, of hoe hulle nie spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As Elohim dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel nie en sê nie, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dan wanneer ons daar kom by hierdie waters van rus en die riviere van Jesaja, dan sal dit wees soos in Psalm 23. Jahwe is my herder, niks sal vir my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskare weer, soos wat ons sekerlik binnekort sal gaan. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. Dus Dawid die stok en die staf. Sekerlik is dit ook die lot waarmee ons doenig is, sodat ons sy wil te wete kan kom. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van Jahwe bly in lengte van dae. Dankie. Baie dankie Konrad. Soos elke keer is jou referaat ook goed nagevors. Wat van uitgekom het is, jy het op 'n stadium genoem van die reëse toe hulle ingetrek het. Ons het ook baie reëse, ons probleme wat vir ons voorlê. Maar dan het ons die belofte van Bloedrivier, die klippe wat daar by Paardekraal gestapel word, wat die klippe roep het uit en sê dat daar 'n belofte is met ons Vader. En dan, soos wat jy dit opsom, na waters waar rus is, strome van water wat hy oor ons sal uitgiet, weet ons, daar is vir ons redding. Is daar iemand wat iets oor Konrad wil byvoeg of sê? Vra? Goed. Als het reg, dan